Goeiemôre liewe kyker en medegelowige en baie welkom weer eens by Rustenburg Gemeenskapskerk se Sondagoggend boodskap. En ons is die afgelope paar weke is ons besig met 'n reeks oor Openbaring en ons eindig die reeks hierso by Openbaring hoofstuk 18 vir hierdie jaar van 2026. So weer eens net baie dankie dat ons met mekaar hierso deur hierdie hele reeks kon tyd spandeer in die woord van die Here en dan nou aan die einde van hierdie reeks vir nou uit Openbaring kom. En ons lees uit Openbaring hoofstuk 18. Dit is die laaste hoofstuk wat ons hierdie jaar in die Openbaring reeks met mekaar na gaan kyk. Is Openbaring hoofstuk 18. Ek lees uit die 83, die Afrikaanse 1983 vertaling vanaf die eerste vers. Hierna het ek 'n ander engel uit die hemel uit sien afkom. Hy het groot gesag gehad en die aarde is deur sy heerlikheid verlig. Hy het met 'n sterk stem uitgeroep: Geval het die groot Babylon. Dit het 'n blyplek van die bose geeste geword, die skuilplek van alle onrein geeste, die skuilplek van alle onrein roofvoëls en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere, omdat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het. Die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer en die sakemanne van die aarde het ryk geword uit haar grenselose weelde. Toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit daar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die pla wat oor haar kom, julle ook tref nie. Haar sondes het tot aan die hemel opgehoop en God het haar ongeregtighede onthou. Behandel haar soos sy julle behandel het en vergeld haar dubbel soveel as wat sy julle aangedoen het. In die beker waarin sy vir julle ingeskink het, moet julle vir haar 2 keer soveel inskink. In die mate waarin sy gepronk en in wallis gelewe het, in die mate moet julle haar pyn en droefheid aandoen. Sy sê by haarself: Ek sit as koningin op my troon, ek is nie 'n weduwee nie, en treur sal ek nooit nie. Daarom sal al die pla haar op een dag tref, pes, droefheid en hongersnood. Sy sal met vuur verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Die konings van die aarde wat onsedelik met haar gelewe en hulle daarin verlustig het, sal huil en te kere gaan oor haar wanneer hulle die rook sien soos sy verbrand word. Hulle sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat aan aangedoen word en sal sê: Hoe vreeslik, hoe vreeslik. Die groot stad Babylon, die sterk stad, in een oomblik het die oordeel oor jou gekom. Die sakeman van die aarde huil en kerm oor haar, omdat daar niemand meer is om hulle goed te koop nie. Goue goed en silwergoed, edelstene en parels, fyn persklere en helderrooi souklere, allerhande skaars soorte hout, allerhande dinge van die voor en allerhande dinge van dierhout, van koper, van yster en van marmer, kaneel en speserye, wierook, reukolie en reukwater, wyn en olyfolie, koring en meel, beeste en skape, perde, waans en slawe en selfs die lewens van mense. Daar sal gesê word: Hierdie produkte wat die lus van jou lewe was, is nou daarmee heen. Al die weelde en skittering is nou vir jou verlore en sal nêrens en nooit meer gevind word nie. Die sakemanne wat met hierdie goed handel drywe en so van haar ryk geword het, sal ver weg staan uit vrees vir die pyniging wat haar aangedoen word. En hulle sal huil en kerm en sê: Hoe vreeslik, hoe vreeslik. Die groot stad, uitgedos in fyn klere, pers en helderrooi en opgetee met goud, edelstene en parels. In een oomblik is soveel rykdom verwoes. Ons gaan net tot daar lees. Hier is ongelukkig 'n baie lang hoofstuk, so ons gaan net tot daar by vers 17 of by vers 17 van hoofstuk 18 lees. Liewe kyker, ons het in Openbaring hoofstuk 17 het ons al begin gesels oor hierdie groot stad Babylon. En waar in die verduideliking van hoofstuk 17 sien ons dat alhoewel dit in die 1ste eeu voor Christus het die gelowige van daai tyd dit gesien as die stad van Rome, het Johannes dit eintlik simbolies bedoel as groter betekenis van politieke en ekonomiese mag. En nou het hierdie groot stad Babylon, skryf Johannes in Openbaring, tot 'n val gekom. En dit is iets wat Johannes van skryf wat nog steeds in die toekoms op die wêreld wag.
Ons sien dit natuurlik want die sakemanne en die konings van die wêreld is nie in rou nie. Inteendeel, dis die teenoorgestelde van rou. Johannes skryf van 'n situasie, iets wat gebeur wat maak dat die hele wêreld amper in rou gaan. Nou, hoe kan dit gebeur? Vir ons om te verstaan wat Johannes hiervan praat, die val van Babylon die Grote, wat ons in Openbaring hoofstuk 17 na gaan kyk het, moet ons net weer so 'n bietjie ons verbeelding gebruik. En gaan kyk na wat die gelowige in 95 AD as Babylon gesien het. In 95 AD was die verpersoonliking van politieke en ekonomiese mag die stad Rome. Op die stadium wat Johannes die Openbaring skryf, bestaan Rome al 800 jaar lank. Dit is al vir 100 jaar die grootste stad in die wêreld, by verre. Dit is die rykste stad in die wêreld, by verre. Dit is die magtigste stad in die wêreld, by verre. En die rykste mense in die wêreld van daai tyd bly in Rome. Vir die Romein of die Romeinse burger van 95 AD was dit heeltemal geheel en al ondenkbaar dat Rome, hierdie stad, tot 'n val sou kom. En vir die volgende 300 jaar na die skryf van Openbaring, staan Rome nog steeds as die grootste, magtigste en rykste stad in die wêreld. Sy bewoners en die mense wat rondom hom bly en met hom te doen kry, begin hom die volgende bynaam gee: die ewige stad, of die Eternal City. En dit was nie net simbolies nie, liewe kyker. Dit was nie net 'n simpel ou bynaampie wat die mense opgemaak het nie. Toe die Romeine en die Romeinse burgers en die mense wat in die Romeinse ryk gebly het, begin om Rome die ewige stad of die Eternal City te noem, het hulle dit bedoel. Hulle was oortuig daarvan dat hierdie stad Rome nooit tot 'n val sal kom nie. Dit was vir hulle ondenkbaar en onmoontlik. En vir honderde jare was dit die realiteit. Rome is nooit ingeneem nie. Rome het die grootste, magtigste en rykste stad vir jare na jare, eeu na eeu gebly. Tot en met 400 AD. Ongeveer 300 jaar na Johannes die boek Openbaring skryf, kom 'n nasie wat ons ken as die Gote en hulle koning Alaric, en hierdie Gote brand Rome af. Binne 50 jaar gaan die populasie van Rome van meer as 1 miljoen na minder as 30.000. Vir die mense van daai tyd voel dit soos die einde van die wêreld. En een van die bekendste kerkvaders van daai tyd, Jeromus, skryf: as Rome kan val, wie is dan veilig? En dit is nogals iets wat ons in Openbaring sien, liewe kyker, liewe luisteraar, liewe medegelowige. Is 'n patroon wat reg deur Openbaring herhaal word, is dat hierdie goed wat mense, onbekeerde, ongelowige, goddelose mense, hulle vertroue insit, en ja, die goed wat selfs ons as gelowiges baie keer ons vertroue insit, skryf Johannes, kom altyd tot 'n val. Dit kom altyd tot 'n einde. Maak nie saak hoe ondenkbaar dit kan wees nie. Maak nie saak hoe standvastig hierdie instansie of hierdie organisasie of hierdie filosofie vir ons dalk mag lyk nie. Johannes skryf dat die groot Babylon, die goed wat die wêreld hulle vertroue insit, kom altyd tot 'n val. En kom ons noem dit kapitalisme byvoorbeeld, die finale antwoord op geld maak, die mees briljantste ekonomiese raamwerk van alle tye. Demokrasie, die genie van die verligting. Die wetenskap, die antwoord op al ons vrae en bekommernisse, of so dink ons. Die Verenigde State van Amerika,
die verdediger van wêrelddemokrasie en vrede en die leier van die vrye wêreld. 4 goed wat ons nooit by onsself kan indink sal ooit tot 'n val kom nie. 4 goed wat ons nooit vir onsself kan indink sal ooit tot 'n einde kom of ooit verwoes word of ooit tot 'n val inkom nie. En dan maak ons die fout wat die Romeine van die 1ste eeu na Christus gemaak het en van die 4de, 5de eeu na Christus gemaak het en wat telke gelowiges nou in die 21ste eeu weer maak. Ons kyk na hierdie goed en dan sien ons die groot stad Babylon. Ons sien Rome en dan sê ons, hierdie is die ewige stad. Hierdie sal nooit tot 'n einde kom nie. Dit sal nooit verwoes word nie. Die wetenskap sal nooit tot 'n einde kom nie. Demokrasie, kapitalisme, hierdie goed is goed wat ons self nie eers kan indink sal tot 'n einde kom nie. En dan is ons alles in, of soos die Engelsman sal sê, ons is all in op hierdie sisteme en denkpatrone. Liewe kyker, Rome het geval in 410 AD en weer in 450 AD en weer in die eeue daarop. Rome is op 'n stadium totaal en al verwoes. En die profesie wat Johannes vir ons hier in Openbaring hoofstuk 18 gee, is amper presies so verpersoonlik in die val van hierdie groot stad Rome. Dit het vir baie mense, soos ons op mekaar gesê het, die einde van hulle wêreld beteken. En wat sê Johannes, wat sê die Heilige Gees vir ons deur middel van Johannes hierso in Openbaring hoofstuk 18? Hoe moet ons hierdie hanteer? Hoe moet ons die verwagting dat hierdie goed tot 'n einde gaan kom hanteer? Die engel sê vir Johannes, en Johannes skryf vir ons deur middel van Openbaring, onder leiding van die Heilige Gees, kom uit haar uit. Moenie deel wees aan haar sonde nie. Moenie deel wees aan haar dronkenskap nie. Wat beteken dit vir ons, liewe kyker? Moet ons nou alles verkoop en in die woestyn gaan bly? Al wens ek kon dit doen. Dit is natuurlik nie wat die Here Jesus Christus van ons verwag nie. Ons moet sout en lig van die wêreld wees, en dit is wat die Here Jesus Christus vir ons in Matteus sê, daai eerste 3 hoofstukke van die bergrede, Matteus hoofstuk 5, 6 en 7, sê hy, julle is die sout van die aarde, julle is die lig van die wêreld. Ons kan nie sout en lig wees as ons daar so in die woestyn bly nie, maar sê die Heilige Gees ook vir ons deur monde van Johannes, ons moenie deel wees aan hierdie sisteme en hierdie denkpatrone en dink dat dit nooit tot 'n einde kom nie. Inteendeel, ons as gelowiges moet verwag dat alles wat van die mens afkomstig is, tot 'n einde kan en sal kom. Soos die val van Babylon, soos die val van Rome, wat vir 1000 jaar mense se denkpatrone gerig het, mense se lewens beheer het. Ons kan onsself nie eers indink aan iets wat vir 1000 jaar ons lewens en ons voorsate en hulle voorsate se lewens beheer het nie. En tog het hierdie 1000 jaar lange stelsel tot 'n einde gekom. Ons sien natuurlik die reaksie van die wêreld op hierdie val van Babylon. Ons sien hoe reageer die wêreld op hierdie val. Ons sien hoe reageer die konings, ons sien hoe reageer die handelsmense, die mense wat geld maak uit hierdie groot stad uit. Ons sien in vers 10 en vers 15 dat daar 'n herhaling van hoe hulle reageer op hierdie val van Babylon is. Daar staan die volgende: hulle staan ver weg. Dis nou vir jou vriende. Dieselfde mense, dieselfde konings, dieselfde handelsmense wat gedurig deur met hierdie Babylon deur mekaar was, staan nou daar een kant. Hulle gaan haar nie te hulp nie. Hulle help haar nie. Hulle sit nie eers so bietjie van 'n hand by nie. Nee, hulle was hulle hande in onskuld en hulle staan ver weg en hulle huil. En hulle treur oor die val van hierdie groot stad of die val van hierdie groot
stelsel, maar liewe kyker, hulle lig nie 'n hand om dit te keer nie. En dit moet ons verstaan, liewe kyker, dat die ongelowige en goddelose regeerders van hierdie wêreld, die magtige finansiële regeerders van hierdie wêreld, nie 'n hand gaan lig as demokrasie of kapitalisme of enige van hierdie wêreldstelsels tot 'n einde gaan kom nie. Hoekom? Want hulle gaan hulle hande daarvan afwas. En deur dit te sê, wil Johannes eintlik vir ons sê, ons moenie en ons mag nie ons vertroue in hierdie handelsmense of in hierdie konings, hierdie leiers sit nie. Die oomblik wat hierdie absolute bom gaan bars, sou mens nou sê, wat Babylon tot 'n val gaan kom, dan gaan al hierdie mense omtrek en ver weg staan en dit net so los en nie 'n vinger lig om te help nie. Dit is wat gaan gebeur as Babylon tot 'n val kom. En ons sien dit baie keer, ons sien dit nou al in die 21ste eeu, as sekere organisasies in 'n slegte lig gestel word, of sekere akteurs of aktrises in 'n slegte lig gestel word, dan staan hulle sogenaamde vriende baie ver weg, en dan sê hulle, ons het nooit enigiets hiermee te doen gehad nie. Ons sien dit natuurlik met die biljoenêr Jeffrey Epstein, toe hy nou in die moeilikheid kom met al sy afskuwelike sonde, toe is daar nie een persoon wat saam met hierdie Jeffrey Epstein op sy eiland was nie. Almal staan ver weg en was hulle hande in onskuld en sê, ons het nooit enigiets te doen gehad met hierdie persoon nie. En dit is presies wat die konings en die handelsmense, die sakemanne, hierso in Openbaring 18 doen met die val van Babylon. Dan die laaste ding wat ons sien van hierdie gebeurtenis, skryf Johannes dat dit in 1 uur is daar totale en finale verwoesting vir alles waarin mense hulle hoop gesit het. Alles wat mense gedink het sal nooit tot 'n einde kom nie. Alles wat mense gedink het sal nooit verwoes kan word nie. 'n einde, 'n totale einde aan die wêreldorde en wêreldlogika. En dan skryf Johannes dat mense totaal en al in skok gaan wees. Almal, natuurlik, liewe kyker, almal behalwe die gelowiges. Want as ons 'n gelowige is, het ons nie ons vertroue in hierdie sisteme gesit nie. As ons gelowige is, het ons nie gehoop en ons hoop op hierdie sisteme gesit nie. Ons het nie ons hoop op die wêreldekonomie gesit nie. Ons het nie ons hoop op die wêreldpolitiek of die politiek van ons eie land gesit nie. As ons 'n gelowige is, dan sit ons hoop op een persoon alleen, en dit is die Here Jesus Christus. En dit beteken, as hierdie wêreldorde tot 'n einde kom, as demokrasie tot 'n einde kom, as kapitalisme tot 'n einde kom, dan gaan die gelowige nie daardeur geraak wees nie. Want die gelowige se hoop is in die Here Jesus Christus, sy verlosser, of haar verlosser. So liewe kyker, wat sou jy doen as kapitalisme of demokrasie in hierdie land, Suid-Afrika, tot 'n einde kom? As die wetenskap tot 'n val kom, die wêreldorde van die dag tot 'n einde kom, op wat sou jy hoop? Ons bid en hoop dat op daai stadium sou ons vertroue en ons hoop alreeds in die Here Jesus Christus gesit het. Is dit nie beter, liewe kyker, dan om dit vandag te doen nie? Is dit nie beter dan om vandag jou hoop van die demokrasie, van politieke en finansiële leiers, van die ekonomie te verskuif en dit op die enigste persoon te sit wat vir my en jou hoop kan bied? En dit is die Here Jesus Christus. Want Babylon gaan val, liewe kyker. Dit is wat ons lees in Openbaring hoofstuk 18.
en dit gaan in 1 uur skielik gebeur. Kom ons sit vandag ons hoop in Here Jesus Christus. En dan hoef ons nie heeltyd in vrees te lewe nie, maar ons kan in hoop lewe op die een wat vir ons gesterf het. Tot volgende keer.